Wie se aap is jy? Goeiedag, ek is Dominee Thys Burger, emeritus-leraar van die Afrikaanse Protestantse Kerkverband. Kom ons lees Efesiërs 5, vers 1 tot 5. Wees dan navolgers van God, soos geliefde kinders, en wandel in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het, en hom vir ons oorgegee het, as 'n gawe en offer aan God, tot 'n lieflike geur. Maar hoerery en allerlei onreinheid of hebsug, moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit heiliges betaam, ook nie gemeenheid en dwaase of lawwe praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksegging. Want dit moet julle weet, dat geen oreerder of onreine of gierige hart, wat 'n afgodedienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. As jy dieregedrag dophou, sal jy sien dat sekere diere mensegedrag kan naboots. Ape is veral bekend daarvoor. Daarom het ons in ons taalgebruik die woord naaap vir doen soos. As ek dus vandag vir jou vra, wie se aap is jy? Dan vra ek eintlik vir jou, soos wie lewe jy? In verse 1 en 2 sien ons, dat ons so naby aan God moet lewe, as sy liewe kinders, dat ons soos hy sal begin doen. In verse 3 tot 7 sien ons ook, dat die naaap van God se liefdesgedrag beteken, dat ons nie die dinge sal doen, waarvan God nie hou nie. Spesifiek word hier van hoerery en onreinheid gepraat. Ook ons seksuele norme of waardes moet wys, dat ons vir die Here wil lewe. Die ou natuur van die mens trek ons na die sonde toe, dan ook spesifiek na seksuele sondes. Selfs gelowiges val maklik in die slaggat om die wêreld na te aap, om volgens die reëls van die wêreld te wil lewe, om ons eie genot en plesier eerste te stel. Dit sluit in dat ons in ons verhoudings dan kan kyk, hoe ver kan ons gaan? Hoe ver kan ons doen wat ons wil hê en bevoordeel, wat vir ons lekker is, maar nie vir ander goed nie. Ook in ons denke en woorde dink en praat ons baie keer soos mense wat nie glo nie. Hierin aap ons dus die vader van die wêreld na, die duiwel. Kenmerkend van die dade van die duiwel is, dat hy ook in 'n sekere sin God naaap, maar juis op 'n slegte manier. Waar God ons leer om soos hy lief te hê, met 'n opofferende liefde, sal die duiwel ons ook leer om lief te hê, maar op 'n selfsugtige manier. Waar God ons leer om sy liefde na te aap, deur die beste vir ander te soek, sal die duiwel in die wêreld ons leer om net die beste vir onsself te soek. So soek ons dan ons eie genot en voordeel ten koste van ander. Ook wat ons besittings betref, sal ons dan die duiwel naaap deur altyd eerste aan onsself te dink, ons eie voordeel te soek, meer vir onsself te wil hê, selfs ten koste van ander. Waar ons as geliefde kinders van God hom moet naaap met rein gedagtes en gesprekke en selfs humor, laat die duiwel en die wêreld ons dink, doen en praat soos hy, die vader van die leuen. Reinheid beteken dat ons afgesonder van ons selfsugtige begeertes sal lewe, afgesonder vir God en vir ons huweliksmaats. So ernstig is God hieroor, dat hy in vers 5 ons waarsku, dat geen mens wat willens en wetens in seksuele sondes lewe, of selfs met onrein gedagtes, die koninkryk van God sal binnegaan nie. Ook gierigheid om meer geld of besittings te wil hê ten alle koste is afgoderry. Wanneer jy nie meer jou besittings besit nie, maar jou besittings jou besit, is jy liewer vir geld of goed as vir God. Dis nie jou besittings of jou geld wat jou uit die hemel sal hou nie, maar jou liefde daarvoor. Liewe kind van God, wie het jy die liefste? God of jouself? Wie naaap jy? Wie se voorbeeld volg jy? God of die duiwel? Besluit vandag waar jy wil eindig. As dit by God is, gaan leef naby God,
kan naaap God, lewe so naby aan hom, spandeer soveel tyd met hom, dat jy soos hy sal lief hê. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U het ons so lief gehad, dat U U eie seun gegee het om ons te red. Ons kies om U bo alles lief te hê. Help ons daarmee. Ons bid dit om Jesus wil. Amen.